the case with Massey Ferg. Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Red machines lead the way. Massey Ferguson. Vanaf ons nou by Massey werk en so is ons redelik baie op kamera. Ons is nou gereeld op hierdie tipe platforms. Maar ek het 'n ander gedagte gehad. Dink jy nie dis iets dalk te doen met ons baarde nie? Dit kan regtig wees. Ek meen hulle sê 'n ou met 'n baard is baie betroubaar en 'n Massey is ook betroubaar, so hulle het seker dalk ergens die koneksie gemaak. Ja, ek dink so. Massey is diep gewortel in ons, so ja, dis dalk hoekom hulle ons so misbruik hierso. Moet net nie skeer nie. Ja, welkom by nog 'n episode van Wat's die Keis met Massey Ferguson. Ek sit hierso saam met Ryan Clark. Ryan, waar is ons vandag? Hallo almal en hartlik welkom. Ons is nou nie by ons gewone set nie. Ons skiet eintlik van Nampo af. Ons is op toer. Ja, ons is op toer. Al ons tweede episode en ons skiet eers waar ons gewoonlik skiet nie, maar ons het ons mics gepak en ons is by Nampo in Botawil in die Vrystaat. En ja, môre is die groot dag, môre begin die show. Nampo 2025, hier is ons. Ja, dit het nou 'n bietjie gereën, dit was 'n bietjie modderig. Ja, was 'n baie nat jaar. Ons het amper nie uitgekom nie. Al die paaie was onder water, dit was 'n deurmekaar spul, die paaie was toegesit. Maar hier is ons, die toerusting is hier. Ons is reg. Ja, en ons is vroeg in. Ons het meeste van die traffic gemis. Alles is redelik al uitgepak en die energie is in die lug, nee. Ek voel al die Nampo vibes. Ja, en ons het 'n lekker warm week ook gehad. Ek dink ja, vir die ouens wat nog moet stroop ook, laat die son nog so 'n week sy werk doen. Hulle het 'n goeie weervoorspelling vir die week van Nampo. Laat die son sy werk doen vir nog 'n dag. Ek weet dis moeilik, almal wil nou inkom met elke geleentheid wat hulle kry, maar bære die stroper vir nog so 'n dag en kom kuier 'n bietjie vir ons by Nampo. Ja, en ek moet sê dis dan nie so koud soos wat ons verwag het nie, jy weet, ons is in kort moue. Ja. Ons kan nou nie môre se weer, jy weet, voorspel nie, maar sover gaan dit redelik goed. Dit lyk goed, ja. Maar nou kom die groot vraag. Elke jaar is Nampo en ek seker die loyale boere kom elke liewe jaar, maar die wat nou jy weet, wat wil nou eers hoor, wat is daar? Wat se ervaring sou jy sê gaan 'n boer of 'n kliënt van ons beleef as hy die Massey Ferguson standplaas bywoon? Daar is net niks anders soos dit nie. Dit is die Massey Ferguson ervaring wat jy gaan kry. Ons het die Echo gebou, ons het die standplaas. As jy hier oploop, dis amper dis 'n ervaring in sy eie met hierdie rooi masjiene wat reg rondom jou staan. Dit voel reg, dit voel lekker. Die mense is verwelkomend. Ons het baie kennis op die standplaas, so as jy enigiets wil weet of enigiets wil weet van die trekkers of wonder oor iets, kom praat met ons, kom voel aan die trekker, druk die knoppies, druk die hoeter as jy net moet. Kom kuier vir ons, kom. Skop die tyre. Ja, skop die tyre, doen wat jy moet doen en kom ervaar dit net. Dit is net daai ervaring is maar iets anders. Definitief. Ek meen, ons het die 200 reeks, ons het die Global reeks hierso, daar's 'n hele nuwe update op die Global reeks, hier vir die 700 spesifiek. Ons het die res van die Global reeks ook hier, ons het die groot bewydtrekkers en ons het voorlaaiers, ons het die stroper, ons het die spuit. Ons het so te sê die hele Massey Ferguson reeks hier aangebring en ek moet sê, weet, vir my ook om net hier tussen al ons masjiene te wees. Dis soos 'n lewendige brosjure. Jy kyk hier is die stroper, kyk daar's die trekker. Dis so 'n lekker ervaring en dis altyd lekker om saam met jou uit te hang. So ek seker die boere sal jou ook. Jy moet dit op kamera sê, nee. Ja, hier's my R50. Ja, maar ek kom nie Nampo toe om net te kyk nie. Ek kom nie hiernatoe, ek betaal nie my toeganggeld en kom skop tyres nie. As ek as 'n boer hiernatoe kom, ek soek meer. Wat gaan Massey vir my bied? Kyk, behalwe nou net dat Massey hierso is, Nampo is een van die grootste landbouskoue in die suidelike halfrond, ook die grootste in Afrika. En dis meer as 80,000 besoekers het ons gehad laas jaar. Ek dink 85,000 om korrek te wees. Ja, en ek meen dis 'n hele week lank, so ek meen jy kan die hele dag by Massey kom kuier en daar's daar 3 dae change om die res van die goeders te besoek. Daar's obviously 'n klomp landboutoerusting, dit is tog 'n landbouskou, maar daar's meer as dit. Daar's ook lekker kosstalletjies, maar in terme van spesifiek
spesifiek wat is Massey se ervaring is om ons te kom beleef, om met ons te kom gesels. Ons het ons tegnikuste, ons tegniese mense, ons produkkenners en dan ook baie buitelanders. Dis ook 'n skou waar baie van ons buitelanders kom. So as jy bietjie nader aan die huis wil kom, bietjie nader aan die brand wil wees, is dit definitief die moeite werd om 'n bietjie Nampo toe te kom. Maar ek moet ook aanraai, moenie net hier rondloop en kyk en foto's neem, jy weet, kom groet ons, kom praat met ons. Dis juist hoekom ons hier is. Ons is Massey mense, kom gesels. Ja, ons is 'n groot happy familie, ons wag, ons kan nie wag om jou môre te sien. As jy hierdie jaar een van die 85,000 wil wees, bring jou vlekkies, bring vir jou choopie, bring 'n roeiboot as jy moet, maar sorg dat jy by Nampo 2025 uitkom. Een van die minder lekker ervarings hierdie week is die muskiete. Dis ongelukkig wat saam met die reën kom. Ek dink maar die warm dae wat ons het, gaan hulle daarom bietjie in toom hou. Ja, en ons moet altyd dankbaar wees vir die natuur en ek is altyd dankbaar vir die hitte en altyd die reën ook. Ja, lekker dag. Maar ons het nou bietjie gepraat. Ons het wat natuurlik vir ons kom is die Massey Ferguson ervaring, die oorvloed van rooi op die standplaas is daar nooit 'n tekort aan nie, maar ek voel boere gaan nog meer en dit is hulle praat altyd moes van hulle soek 'n Nampo deal of 'n Nampo special en baie ouens hou bietjie uit vir dit. So wat gaan ons nog hê op hierdie Nampo, Ryan? Ja, definitief. Die ouens wat nie net wil kom ervaar en vat en voel nie, die manne wat met hulle beursies en hulle bestelboeke opdaag, het ons 'n paar interessante deals vir hulle wat net geldig is vir hierdie week. So die een groot deel is rondom die Massey Ferguson Global reeks trekkers en die titel van die hele program is Pump jou trekker. Pump jou trekker. Kyk nou net. Asof 'n Global series nie goed genoeg verkoop nie. Nou het ons nog Pump jou trekker, maar ek is ja. Piep piep. Maar ek is baie geïnteresseerd nou, Ryan, hoe pump jy 'n trekker? Ja, kyk, met die Massey Ferguson Global reeks is dit klaar 'n baie veeldoelige trekker met allerlei voordele wat standaard kom met Massey Ferguson. Maar daar is kliënte wat wel hulle trekker wil amper in 'n sekere sens personalize. Nou nie bedazzle in daai opsig nie. Party ons soek daai bietjie ekstra of 'n klein dingetjie wat nie altyd noodwendig standaard op meeste trekkers is nie. Ja, en baie van hierdie, jy weet, dis eintlik 'n dealer fit accessory. So dis 'n echo komponent, dit is van Massey Ferguson. Dis iets wat ons nog gehad het wat jy nou kan bykry. Ja, dis 'n hoë gehalte onderdeel wat gemaak pas is vir die trekker. So daar's geen modifikasies of enigiets snaaks betrokke nie. Jy weet, jy koop hom basies van 'n echo rak af en jy sit hom op jou Hy moet net hierdie trekker soos daai golfkar laat klink, dit gaan moeilikheid veroorsaak. En hy ry in sirkels hier rond. Hy soek seker parkering, maar ja. Nietemin, daar's 'n paar praktiese dinge wat ouens sal wil bysit by hulle trekker in terme van wielgewigte, neusgewigte vir beter beladingsdoeleindes en dan's daar 'n paar ander goeie so sekuriteitsfunksies waar jy 'n brandstofkap met 'n sleutel kan bestel. Daar's baie areas waar dit nogal redelik akkuraat kan wees. Dis reg. Nou in hierdie week, die deal is, jy moet Nampo toe kom, jy moet 'n transaksie afhandel, so dis basies 'n OTP teken, die hele storie afhandel voor Vrydag. Is dit die 16de Mei? 16 Mei is my brein is nou ons is so besig hier met Nampo. Ja, dis hierdie Vrydag. Dis hierdie Vrydag, so jy het basies tot die einde van hierdie week om 'n Massey Ferguson Global reeks trekker te koop en dan gee ons dan nou vir jou 'n free accessory. Jou keuse van gratis accessory. Daar's 'n katalogus van 12 verskillende opsies waarvan jy kan kies en dan is dit nog, jy weet, jy het gevra is daar nog en nou basically gaan dit so. As jy 'n 4700 reeks trekker koop, kan jy een accessory kies verniet. Ons sit hom vir jou op deur jou handelaar, dis 'n Echo dealer fit accessory. Hy gaan saam. Jy kies net. Dis die promosie. So 'n ekstra wielgewig, 'n ekstra lig, 'n ekstra cap, wat ook al dit nodig is, ou kan definitief na daai rigting toe gaan. Op 'n 57 wat nou die volgende klas groter is, 2 accessories. So jy kan tot en met 2 verskillende accessories op jou trekker pas en dan nou die 67 kan jy 3 verskillende accessories kies. So, ja, ons het baie traffic verskoon tog, maar dit kom van live on set, né? En dis deel van Nampo is 'n besige plek. Dis nie net die lughawe nie, die strate is ook besig hierso. En ek meen as nou al amper sonnags gaan en die mense is nog steeds mal besig, né? Ja, dit as môre is D-dag, dit moet regkom, né? Maar ons is opgewonde, ons gaan sien hoe hierdie pump jou trekker promosie gaan loop, geldig tot die einde van die week en ons kan nie wag nie, ons gaan sien hoe hy dit gaan fantasties wees. Ek het regtig gedink jy kan nog bysit. Ja. Maar wag, daar's meer. So wat ons hier het is die
Die Massey Nampo deal. So daai was nie eintlik die Massey Nampo deal nie, né? Dis nie die groot Dis 'n deal. bysaak. Dis 'n baie lekker deal, maar jy sê ons het nog 'n Massey Hier's 'n Massey Nampo Nampo deal. En ek kan net raai omdat ons nou hierdie een na daai ene gekry het, is daar nog op pad. Wat is die nou? 1 plus 1. So nou vertel ons 'n bietjie van hierdie +1 Massey Nampo deal. So 1 plus 1 op 'n Massey deal is presies wat dit sê. 1 plus 1 is 2, so 1 trekker plus 1 trekker is 2 trekkers. 2 trekkers. Ja, jy kan hierdie week by Nampo wegstap deur 'n OTP te teken vir 1 trekker en ons gaan vir jou nog een bygee. Kan jy dit glo? Nee, regtig. So Ek weet nie of dit al ooit gedoen was by Nampo nie. So basies as ek Nampo toe kom voor die einde van die week, ek koop 'n trekker, kry ek 'n ander trekker verniet. Maar wat is die catch? Wat is die termes? Kom So as jy enige van ons groot trekkers, die Massey Ferguson 8737 koop, die 8700 reeks is baie bekend, baie gewild in Suid-Afrika. Dis 'n bil van 'n trekker. Ja, 370 perdekrag, CVT, Dynaviti transmissie. Beste lift in die klas en kom standaard met al die selfstuur tegnologie. Verskillende opsies vir bande, roukrops, singles, duals. En ek meen waar sy sterkpunte lê is sy brandstofdoeltreffendheid en overall performance. Dis met daai Dynaviti radkas, daar's bittermin wat ons kan klop met brandstofverbruik. En om dit nou nog beter te maak is, koop jy jou 87 wat klaar 'n baie gewilde, baie bekende trekker is, gee ons vir jou 200 reeks trekkertjie by. Dis nou 'n ordentlike dealer fit accessory julle. Dit is wat 'n ander fabrikaat gee vir jou accessory van 'n hele trekker. So wat se 200 praat ons? Is dit die 240 of die 290? Watter model spesifiek? Ja, wel dit sal die 240 wees. 'n Massey 240, een van die mees bekendste, mees gewildste modelle, 'n baie veelsidige trekkertjie wat jy gaan nie jou 87 hoef op te gebruik nie, want jy gaan 'n lekker trekkertjie hê op die plaas om 'n waantjie te sleep, drade reg te maak. Jy kan gaan beeste voer met hom, of jy kan hom maar net daar hou vir gras sny om die lande, die wennakker skoon sny, bietjie padwerk doen. Dit is 'n klein allrounder, 'n lekker gerieflike trekkertjie om te hê op die plaas. Baie boere sê vir my jy kan nooit genoeg kilowatts op die plaas hê nie, en hier kom 'n ekstra wat 35, 34 kilowatts saam en jy weet wat ek sou doen is ek sou hom opstal. Dis vir my te mooi om mee te werk. Ek sal hom agter my baar bære of iets soos daai. Ja, kyk, ons het nou 'n ander tipe liefde met die 200 reeks wat ons mee groot geword het en dis fantasties om nog steeds daai trekker te hê, 64 jaar oud. Is ek reg, 64 jaar vanaf die eerstes al uitgekom het en hy gaan nog steeds. 'n Soliede trekker, soliede casting, stal bonnet, stal fenders. Dis regtig 'n klein eyster van 'n trekker. So ja, mense, as jy nog nooit 'n rede gehad het om 'n 240 te wou gekoop het nie, maar jy gaan nou een verniet kan kry, kom Nampo toe, teken vir 'n Massey Ferguson 8737 en dan gee ons vir jou 'n 240 verniet. Dis unbelievable. Ja, net by Massey 1 plus 1. So dis die deals by Nampo. En ek kan nie wag nie. Ek dink vertel ons 'n bietjie oor hierdie klok. Dis presies waar ek nou wil uitkom. En dan om nog bietjie dit nog beter te maak. As jy daai OTP teken, jy gaan nie net 'n accessories kan kies of 'n hele trekker kan bykry nie. Jy gaan ons klok kan lei. Wil jy dit hoor? Ons lei hom. Sodra jy hierdie week van Nampo 'n OTP teken op hierdie standplaas, kan jy of jou handelaar kom en hulle kan dit doen. Ja. Hoekom wil jy nou nie 'n Massey kom koop nie? Kom lei die klok, kom maak 'n geraas. Geniet dit. Yes. So ek het vir Thomas Wade hier saam met ons vandag. Jammer Thomas, is redelik kort kennisgewing om jou hier in te sleep. Ons is nog steeds besig met Nampo preparasies en jy's hier vandag om vir ons van die nuwe Massey of nie die nuwe nie, die Massey Ferguson 9000 reeks stroper te vertel. Maar eers jy wat nou uit die stroper game uitkom. Ons het nou al 'n paar video's gesien op YouTube en op Facebook van al hierdie waterskade en al hierdie stories. Daar was hierdie een video van 'n boer wat eintlik nie ver van hier af is nie, waar hy deur sy mielieland loop en die water kom basies tot sy skouer toe. Korrek, ja, ek het myself nou hierso in die gesig geklap. Nou, dit is gevolg van 'n skiet op my voorkop gesit. Ja, dit was my nogal baie snaaks om my video te sien en indrukwekkend, want dis hoe sê mense, is nogal 'n unieke jaar vir ons boere. So
Maar ja, dit maak dinge net interessant en ons gaan voort. En hoe stroop die manne nou? Jy weet, dis nou begin Mei, die mielies is amper daar. Hoe gaan dit daar buite? Het jy al enige nuus vir ons? Hoe vorder die manne met die seisoen? Ja, baie van die kliënte, ek bedoel, hulle wag nou maar nog, want dit kan nog nie regtig in hulle lande inkom nie en wil ook nie regtig daai kans afwag nie. En dan kry jy nou 'n paar van die manne wat natuurlik tracks het en hulle is ingerig vir hierdie kondisies en hulle vat hom maar en hulle gaan. Kon nou maar die trokkie agter ons. Dis al 'n hele episode so. Ja, so op en af. Ja, so dit is nogal interessant om te sien hoe 'n paar van die boere dit benader, maar meeste van die ouens sit nou maar 'n bietjie terug en is 'n goeie tyd om Nampo te hê. So ek nooi al die kliënte uit natuurlik om bietjie hier by ons standplaas te kom. As jy nou nie in jou lande kan inkom en stroop nie, kom maak 'n draai by ons en kom gesels bietjie en ons kan vir jou mooi verduidelik hoe hierdie stroopers en hierdie pragtige masjien hier agter ons vir julle definitief 'n goeie rol kan speel. En vir jou 'n goeie aankoopie wees op jou plaas vir die toekoms wat kom. Maar ja, dis 'n nat jaar. Baie van die boere sit maar 'n bietjie terug en kyk nou maar. Baie van die ander ouens het al begin stroop vir al die sojabone. Manne, hulle moet stroop want dit is daai tyd. So ja, ons kyk nou maar. Ja, dis nou 'n goeie tyd van die jaar om trakterveil en stroperveil video's bymekaar te maak, soos huiskrane wat stropers moet uitsleep en allerhande drama, of miskien moet jy net 'n bietjie wag. Klim in jou bakkie, kom Nampo toe, kom kyk die stroper wat Thomas vir ons kan aanbied. So Thomas, vir die wat nou bestuur of die wat nou nie Nampo toe kan kom nie, die wat gaan miskien moet stroop, wat dit nou nie kan bywoon nie. Wat het jy vir hom te sê oor jou Massey Ferguson stroper? Vat ons 'n bietjie deur die unieke punte. Wel, die masjien is soos jy nou genoem het, is heel uniek op die mark. Een unieke funksie wat ek net kan vinnig aan dink is natuurlik ons inlyn motor en rotor ontwerp op hierdie masjien wat die masjien baie uniek maak. Direkte motor en rotor ontwerp wat jou rotor word aangedryf deur 2 belde. Waar baie van die oppositie masjiene sal jy sien jy het 'n engine wat dwars sit oor die stroper en dat jy nou 'n main drive ratkas met hidroliese pype wat hier en daar beweeg. So ons masjien is deur en deur ontwerp om te kan stroop. Dis 'n hele konsep. Is stroop so betroubaar as moontlik, so vinnig as moontlik en net te stroop. Daar's geen nitty-gritty dinge op die masjien nie. Ja, ek moet sê, ek meen jy het my vroeër 'n bietjie gevat om die stroper en die feit dat die engine, as ek dit nou so kan verduidelik, meeste stropers se engine sit soos dwars. Dis korrek. En ons engine sit in lyn met die trekker se rotor, so te sê. En dan die ander voordeel wat ons daarbey kry is die belde is dan nou korter. En alles is meer bekombaar van die engine perspektief af, soos as ek hom moet diens, hoef ek nou nie, jy weet, van bo af in te klim, hy's toeganklik van die kant af, en dan soos die radiator ook, al die verkoeling is ook baie maklik bekombaar. So ek is mal oor die sal ek sê die inline engine konsep van Massey Ferguson. En as ek so kyk, hier's 'n woord aan die kant van jou stroper geskryf, Trident. Ja, Trident is gewoonlik te doen met die C, jy weet daai driehoek. Ek dink is 'n 3-puntige vurk en jy sien gewoonlik 'n meermin of 'n ding wat met die ding rondswem. So vertel ons 'n bietjie hoe het dit in lyn met 'n stroper in gemeen, sal ek maar. Ja, so Trident eintlik na regte beteken 3. 3, ja. So hierdie masjien het natuurlik 360 grade feeding op die rotor wat ook eintlik baie uniek maak en dit is waar die soos die Engelsman sal sê die magic begin. So hy kom hier van onder af. Hy klim, sal ek sê, reg rondom 360 in sy voerkanaal of kamer, sal ek maar sê, of wat ook al. Jy ken die woorde beter as ek. So fase 1 gee vir jou, ek dink 10%, fase 2 30% en fase 3 gee vir jou die 60%. So 360 grade feeding en dis 'n egalige toediening. So dit bedoel jou rotor kry nie daai lompe materiaal wat natuurlik, veral as dit nou sien om 'n nat sojabone is en daai tipe goed en jy staan en die rotor kry daai volume is, dan het jy kans van vasslaan. Ja. Waar die masjien om die masjien vas te slaan in sojabone is, ek wil nie sê onmoontlik nie, want enigiets is moontlik, maar dit is bitter moeilik. Ja, ek sit en dink nou dis nie 'n meelaksie nie.
hy gooi hom oor en dit is dan nou in natuur sagter op die materiaal, daar's minder splits, daar's minder verliese, jy weet al daai klas van dinge. So dis 'n helse goeie konsep. Kan 'n ou dit fisies sien as jy sal jy dit fisies vir iemand kan wys as hulle na jou toe kom môre of oormôre? Ja, ek vat ons kan die kante oopmaak. Die masjien is baie toegankbaar. Hy's oop. Ek vat daar's covers in die kant. 'n man soos ek kan konkaver ry. Hy vat 6 aan elke kant. Staal het nie dikte nodig hê, so moenie jouself so min. Ja, nee, ek weet. Maar ja, soos ek sê, die masjien is regtig oop en bekombaar. Ek vat daar's aan die regterkant agter kan jy een van die ander kant deksels oopmaak en jy kan fisies die engine sien. Wat natuurlik ook EcoPower is soos jy weet. Maak natuurlik verbeter vir onderdele en natuurlik die lae rotasies wat ons het op ons EcoPower engines wat help met brandstofverbruik. So daar's soveel voordele wat mense vir 'n boer kan verduidelik en fisies wys. Ja, en dis eenvoudig en dis bekombaar en maar nou is 'n eenvoudige stroper, het hy dan 'n tekortkome aan tegnologie of is daar is daar 'n sacrifice vir eenvoudigheid wat boere moet maak as hulle kom by stropers aankoop, sal ek so vra. Want ek moet sê ons by Echo, ons doen 'n baie komplekse produk en dan doen ons ook 'n bietjie meer 'n eenvoudige produk en van ons perspektief het al twee tipe konsepte 'n plek in hierdie mark. Korrek, ja. Jy kry twee verskillende kliënte. Jy kry 'n kliënt wat hoë tegnologie is en hy soek self-adjustment, hy soek daai tipe funksionaliteit. Hierdie masjien is deur en deur daar om te stroop. Jy klim in, jy stel jou sieve, jy stel jou konkaaf clearance, jy stel jou routerspoed, jou fanspoed en jy kyk na die sample. As jy gelukkig is met die sample, hou jy aan stroop, verstaan? En natuurlik as jy kyk na die tegnologie, ek sou sê wat ons ook nou gedoen het van Echo se kant af, hande gevat met Climate Field View, soos baie van die kykers sal weet. Ja, baie mense ken Climate, is 'n goeie maatskappy. So dit help nou weer met jou data bestuurkant vir baie van die boere en 'n goeie voordeel van Climate Field View wat baie van die oppositie ouens nie kan bied nie, is die feit dat alles met mekaar gesels. Nou betaal ek ekstra vir die Climate Field View of is dit inkluis met jou? Is dit soos op die of is dit ingebou, sal ek maar so? Dis ingesluit op die stroper. Okay, so ek hoef nie addisionele daar's niks versteekte kostes in Climate Field View nie. Hy kom saam met die koopprys, sal ek maar sê. Ja, jy kry jou iPad binne in die kajuit. Okay. Jy kry jou Climate Field View Bluetooth dongle wat geïntegreer in die masjien. Daar's geen unlock-kodes nie. Die masjien is oop vir dit. En dan van daar af en jou natuurlik het ons goed gedink om vir baie van ons tente natuurlik ook 'n iPad bracket by te sit, want jy wil nie heeltemal die iPad op jou skoot sit nie. Jy wil hom ten minste hier teen die waar jy kan sien hoe jy stroop. Ja, ek meen as jy 'n screen protector nie, is letterlik 'n mount wat jy opsit en dit word dan nou so te sê sy huis. Hy bly daar op die stroper en jy kan hom huis toe vat as jy bietjie na ure wil somme maak. Ja, dis die voordeel van 'n iPad. Jy kan hom gooi hom in jou bakkie, ry huis toe, gaan kyk weer terug na jou datakaarte, kyk wat se opbrengs jy gedoen het vir die dag. Hy trek natuurlik vir jou hoe sê mense verslag ook op. So daar's soveel voordele en dit is nie net op stroop nie. Dis op plant, dis op spuit. Al daai spesifieke toedienings en applikasies wat 'n boer moet doen, kan 'n Climate Field View natuurlik gebruik. So Thomas, ons tyd is besig om op te raak, maar ek het nog een laaste vraag vir jou. Ja. Ons is nou hier op Nampo, ons skiet episode 2, jy weet, on site sal ek maar sê. En ons vra sover almal min of meer, wat is jou Nampo ervaring? Hoe voel jy oor Nampo? Voel jy al die energie? Hoe's jou vibes? As jy sien jy uit na die week wat voorlê, vertel ons 'n bietjie. Ja, kyk, dit gaan 'n interessante Nampo wees. Dit is verseker. Ek glo ons gaan baie voete hê. Ek vertrou ons gaan baie voete hê. En ja, ek dink hierdie Nampo is daar iets anderste wat bietjie vir ons gaan. Ek dink ons gaan 'n suksesvol Nampo hier na. Ek het Ryan, ek het so gevoel in my gatsak. Ek hoop jy's reg. Baie dankie Thomas. Dankie. Dit was awesome. Baie dankie. Ja, baie dankie aan Thomas. Dit was nogal baie informatief. Dit is eintlik lekker want ons het Nampo deals, maar 'n stroper is 'n deal reg deur die jaar. Dit is altyd 'n goeie deal as jy 'n Massey stroper koop, lyk my. Ja, en ek meen hoe mooier en rooier sal ek altyd sê en ek meen hierdie goed is baie betroubaar. Dis 'n stroper is 'n groot stuk rooi masjien, hè. Dis iets wat dis lekker, ja. Dis 'n baie pragtige eis. En hulle doen bly goed in die veld, ja. Ja, hulle doen glad nie sleg nie. Goeie performance, goeie doeltreffendheid, lae koste van eienaarskap en wat ek ook van hierdie stroper spesifiek hou. Maar ek moet nou myself nie voorgee as 'n stroper kenner nie. Dis hoekom ons Thomas opgehaat het,
maar jy weet dis 'n basiese ding en die onderdele is redelik beskikbaar en dis nie oorkomplikeer. Jy het nie 2-3 grade nodig om aan hom te werk nie. Dis een ding wat ons mechanics of enige mechanic wat eintlik na ons stroper kom kyk, hy aanskou. Ja. Hy soos, "Yes, dis slim. Ek wens ons stroper was so, jy Ja, weet." en dis wat fantasties is by Massey. Ek meen Thomas is op die stropers, jy's op trekkers, ek is op hooi toerusting en planters, maar daar's soveel parte wat oor en weer gebruik word. Daar's engines, die engine in hierdie stroper kry jy byvoorbeeld in die trekkers ook oral se reg deur die bank. So dit maak dit baie makliker dat die handelaar baie keer die regte parte sal hê vir jou. Exactly. Groot voordeel. Ja, en dis 1 kursus, nie 10 kursusse in een. En so gaan dit aan en dis daai modulariteit wat Massey sy goeie reputasie gee, sal ek sê. Lekker hierso by Nampo 2025, baie om te sien, baie om te leer natuurlik. Ja, ek kry nooit regtig 'n kans om so rond te loop nie. Ek is meestal op die standplaas, maar ek vat 'n ander roete elke keer as ek stap en dan kyk ek so 'n bietjie deur die goed en wat? Chippy, ons Ag, waar kom die ou nou vandaan? Kom, nee, waar Ja. gaan jy? Kom uit. Ons is besig om te rekord. Jy's net besig. Ja. Maar kom sit. Kom sit asseblief. Kom. Die mense wil hoor wat jy sê, kom sit. Wat ek sê, ek is hier op my nagwagroetes, nê. Julle het definitief nie vir my die stoeltjie gekry nie, nê. Ja, jy moes dalk hierdie ene gevat het. Ja, ek sal Hierdie daai is netjie moes gekry het, nê. Yes, sir. Hoe lyk dit? Welkom. Ja, dankie. Ek voel skoon in my senuwees hierso. Vir die wat nou nie weet wie dit is nie, dan dit sal ek nogals verbaas wees. As jy nie geweet het wie dit is nie, skryf ons in die comments asseblief. Ons sal graag wil weet of jy nie weet wie hierdie legende is nie. Dis Chupi of Andrei van Farmspace en ek wil graag hê jy moet vir ons jou catchphrase intro vir ons asseblief gooi in jou mooiste stem. Hallo en welkom hierso by Farmspace. Woo! Yes. Ek sê by Vrydag, hierdie week Vrydag, gaan daai in my kop speel soos 'n liedjie. soos die ouens skree al vir my daar van die kant af. Jy weet daai tipe van noue. Ja, maar luister, dis 'n lekker opset wat julle het. Ek voel hier net 'n bietjie op die spot gesit, op die spotlight, nê. Ons trek net ouens in van die kant af, so jy het gekom asof jy gestuur is. Kan jy dit glo? Kyk ons het daai nou vir plasing, nê. Ja, product placement, hè. So ja, ons trek mense in en ons skiet nou juist ons tweede episode van What's the Case with Massey Ferguson. What's the case met Massey? Die eerste episode was Engels en nou Trans-Afrikaans. Ons speel nog 'n bietjie rond met die ding. Maar jy's klaar 'n legende in die game en ek dink dis nou 'n bietjie van 'n role reversal, hè, waar ek vir 'n kansie vra mag vra. Ek voel op die spot hier. Maar ja, ek dink die tema is obviously Nampo, ons skiet hier en die vraag aan jou is wat is Nampo vir jou en hoe beleef jy die storie en hoekom is jy so 'n groot deel van hierdie skou, as ek so mag vra? Nou kyk, is nou een van daai goed, ek het eendag wat ek hier rondgehardloop het, toe sê een van die ouens vir my, hoe kry jy dit nou reg om so rond te wees terwyl jy nog so hier rondhardloop, nê? En ek is soos nee, geen idee nie, maar dis deel van die operation. Luister, hierdie gaan 'n interessante jaar wees. Ja, ek kan sê ons het nou al Nampo deurgetrek deur 'n paar COVIDs en al die goeders deurgehardloop het, maar ons sit op 'n baie interessante plek in die wêreld. As dit kom by nommer 1 jy sou nou sien as my geopolitics, ja, maar ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit is. Ja, ons gaan nou maar anglisisties raak hier. Ek is jammer mense, oom Bucks, sorry. Maar okay, so maar jy weet jy sit met 'n klomp goeders daar. Jy sit met ons regering wat nou nie verskriklike sekuriteit inboesem as dit kom by langtermynbeleggings wat jy op jou plaas moet maak nie. En so jou Trump tariffs en al hierdie goed, ons weet nog nie presies hoe dit gaan uitspeel en al die dinge nie. En dan gooi jy nou gou 'n bietjie water van bo af wat redelik ook van die weer, ons sekerheid van die staat, waar lê ons? Alles is onseker. Kyk, dit kom maar weer terug na daar's net een konstante in boerdery, nê. Daar's altyd moeilikheid. Die res is variables, nê. Ja. En ek dink op die einde van die dag wat die ouens nie moet doen nie is hulle moenie gaan terugsit en vashou nie, nê. Maar kyk, my pa het altyd gesê, kwits of jy nou in 'n teekoppie versuip of in die see versuip, dit maak nie saak nie, nê. Ja, dis soos daai ou grappie, hulle sê watter maand van die jaar het die boere die minste probleme? Dis Februarie want hy het die minste dae.
Okay, dit is presies daai, nee. En nou maar die kort en die lank is wat ek dink wat ek vir die ouens wil sê is, nee, en kom Nampo toe en kom geniet dit, nee, vir wat dit is. Ek meen die aantal tegnologie wat hier is, die hoeveelheid trekkers en al die dinge wat jy kan sien. Jy sien, dis waar die saad en die kunsmis ouens dit nou 'n bietjie sleg het, nee, want jy kan die sakkie kunsmis en die sakkie saad daar op die plaas sien. Maar jy kan nie al die goeders op die plaas noodwendig sien nie. En ja, kom geniet dit net. En ek wil sê, hou aan boer net. Boer op jou beste moontlike manier en maak seker dat jy by die tye bly. Daar's 'n ander spanner in die works wat jy van die kant af kom, nee, wat hulle artificial intelligence noem. Nou kyk, dis nie net nog 'n buzzword nie, ek wil julle sommer klaar sê. Ons het as boere, jy weet, ons het hierdie, ek wil amper vir jou sê, volstrysmentaliteit. Hier kom 'n nuwe ding en druk jy jou kop in 'n gat in. Ja, ek het nou geld nie. Ek het nou geld nie, ek het nie. En as jy jou kop uittrek, dan die stof so min of meer al bietjie gaan lê en dan sê jy soos, okay, my buurman het al belê, hy het al genoutel, hy het nou al sy gat gesien, jy weet, en hier's 'n paar ouens hier en daar. Skoolgelde, hè? Skoolgelde. Noutel ouens gaan my weer kruisig. Maar meerendeels wat ek bedoel daarmee is meer 'n radikale besluit geneem het in jou boerdery. So nou doen ons dit stadiger. En dit is half my bestuursmeganisme rondom risiko's in landbou, nee. Maar die AI besigheid, nee. Elke keer as hulle 'n nuwe model uitbring, dan raak hy nie bietjie slimmer nie. Hy's baie slimmer. Hulle sê hy's nou al by 'n dokter verby. Nee. En die impak wat dit gaan hê op die korrekte besluitneming in jou boerdery en die mate waartoe jy actually net die regte besluit op die regte tyd kan neem, gaan net ons competitive, hoe kan ek dit stel? Daar waar ons speel, yes, nee, gaan dit level up en jy gaan jou game moet lig of jy gaan agterbly. Ja, ek meen ek moet by sê, jy weet, soos meeste mense het hierdie selfone, hierdie helse slim goed in hulle sakke en karre wat wonderlike goed doen en hoeveel van daai mense gebruik die volle tegnologie wat in jou sak is. Maar nou met 'n landboukonsep kan jy nie 90% van daai tegnologie gaan bære nie, want jy betaal eerstens vir dit en tweedens dit is geontwerp om jou lewe en jou boerdery, jy weet, beter te maak. So ja, ek stem 100% saam. Ons verkoop hierdie hoë tegnologie produkte en dan wil hulle hom manual operate, jy weet. En ek voel partykeer mis ons 'n groot geleentheid om, jy weet, weg te bly van tegnologie. En hierdie nuwe goedjies gaan maak dat al hierdie goed nou nee, kom saam. Hy gaan een van die dae dan bestuur alles homself. En wie wat? Nee, ek het altyd gesê, man, enige ou wat dink hy gaan 'n system bou en hy gaan 'n komputerboksie vir jou neersit en daai komputerboksie gaan vir my sê wat 30 jaar al boer hoe om beter te boer as wat ek boer. Nee, hy het iets gerook langs die pad. Ek wil vir jou sê, suksesvol is hierdie stelsels nie regtig aan die ouens het dit nie regtig opgeneem, jy weet. Maar wat ek vir jou wil sê is ek is besig om daai statement van my te revisit. Is nog nie 100% daar nie, maar ek dink maak seker dat jy jouself verskans teen daai besigheid. Baie belangrik in die toekoms. Ja, enige corporate, enige groot besigheid, enige staat is data gedrewe. En boerdery het net so baie data. En ja, dit maak net sin dat hoekom moet jy dit self op 'n agterpakkie van 'n sigaretdraai uitwerk as hierdie stelsels dit nie net vir jou kan doen nie, maar nog vooruitskattings en sekere ek wil sê voorskrifte, maar ek dink nie dis die regte term nie. Sekere aanbevelings as ek weet. Besluitneming en wie was daai die nice ding? Daai goed wat jy agter op die sigaretboks geskryf het. Jy vang nou 'n snap en lees hy hom sommer vir jou. Ja, nee, dis next level. Ons speel baie met AI en bemarking en sulke goeders in. Hy vat so vinnig vlam. Ek dink next thing you know it's going to be everywhere, hè. Ek het 'n laaste vraagie wat ek nou jou net moet vra toe ek nou hier aankom nie. Yes. Ek weet nie of julle net die goed verkeerd gepak het nie, maar hoekom staan daar 'n 240 agter die 8737 so lyk of hy verdwaal het? So jy het obviously nog heeltemal gemis want die episode is nog nie uitgekom nie, maar ons het 'n promosie hierdie week by Nampo. So koop 'n Massey Ferguson 8737 en ons gee vir jou daai 240 verniet weg. Driekoe, het jy gehoor? Wat daarso, jy kan ons kan 'n 240 by kry. Geef my Driekoe se selfoonnommer asseblief. Chupi variants. Hoorie, dankie ou maat. Want ek gaan my nagroete gaan klaarmaak en sien ek vir julle. Cool, thanks. Great. Let's do it. Wat 'n legende, né? Ek kyk baie op na hom, jy weet. Dankie Chupi, veilig ry. Ek nou van Chupi kan skinder, né? Cheers.
as ek nou mag van hom skinder. Die eerste keer toe ek hom sien, toe loop hy rond met so 'n selfie stok en hy praat met homself. Hierdie ronde mannetjie wat agter die implemente op 'n demo aan Ek hardloop. het gedink ek gaan hom jammer kry, maar hy het net van daar af net gestyg. Dis absolutely 'n legende. En hy het rondgebly. Ja, en hy's nou so Ja, deel van hy is die soos image, enigiets, ja. yes. En dit is wat ek meen, dit is daar's baie onstuimighede in die land, in die wêreld, in alles. Maar Nampo is hierso, dis nog steeds lekker, is nog steeds 'n ervaring. Jy gaan nog steeds Choopie se video's op Farmspace sien, oral waar jy is, en jy gaan ons hier kry. Ons toerusting is hier, wat ook al jy benodig het, kom praat met ons. Ons is hier vir julle. Baie dankie Nardo, Dankie, baie Ryan. dankie aan almal. Dis episode 2. Daar Kan 'n mens dit oor daar vat hy, dankie. Dankie aan al 2 kykers wat episode 1 gekyk het. Dis baie gaaf. Maar tot wedersins, tot episode 3 weer eens. Baie dankie dat julle gekyk het. Sien julle weer binnekort. Sien julle die week by Nampo 2025. So ja, dit From the past to future bride. Messi's leading Dis lekker ja. Ten spyte van die muskiete. Ek weet nie hoe gaan dit lyk Voel hulle het ons weggejaag. Ek dink Massey kan ons Ferguson runs. kan ons next week ons kan ons hierdie kan ons hierdie tel as vingertaal want dit gaan dalk alles gaan dalk translate na die Dit was jy, ek praat nie so nie.